Goeiemôre geliefdes. Happy New Week. In Afrikaans is dit nie so lekker om te sê nie, maar as jy sê Happy New Week, nee, dit klink lekker, nee. Ja, baie dankie vir alles ook. Dit was vir ons 'n baie groot voorreg om hier te wees hierdie kamp. Ek was al op baie plekke en baie kampe en saamtrekke en kampvergaderings. En hier het ek baie tuis gevoel. En ek het gevoel ek kan die Here met my hele hart hier gemaklik aanbid. Partykeer die musiek is so of dit is so of jy weet dinge is deurmekaar en dit was vir my regtig 'n groot seën om hier te wees. So baie dankie. Net om bietjie saam te vat. Ons het gekyk die eerste aand met die Sabbatopening te doen ons die opsomming. En dit ons begin met Jakob. Hier is ek in die reis. Toe Sabbatoggend kyk ons na Abraham. Hier is ek in die toets. En toe erediens, toe kyk ons na Ananias, Jesaja en Moses. Hier is ek in die sending. Onthou julle? So daar is nog een persoon wat oorbly. Kan julle onthou wie dit is? Samuel. Reg so. Die titel is Hier is ek in die stilte. Hier is ek in die stilte. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons sê vir U baie dankie dat ons hierdie voorreg het om saam U woord te kan open. En ons wil vra, Heer, dat U op 'n spesiale wyse nou met ons sal spreek. En gee vir ons die krag om U wil te doen. In Jesus naam. Amen. So kom ons kyk na 1 Samuel hoofstuk 3. 1 Samuel hoofstuk 3. Ons begin by vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie. Toe die lam van God nog nie dood gegaan het nie. En Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was. Het die Here na Samuel geroep, en hy antwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie. Gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek. Hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die 3de maal. En hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want U knegg hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, want U knegg hoor. Toe het die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy ore sal tuit. Die dag sal ek aan Eli vervul alles wat ek oor sy huis gespreek het, van begin tot eind. En ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel,
tot in die ewigheid, oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seuns skande oor hulself gebring het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. En Samuel het bly lê tot die môre toe. En hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak. Maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. En Eli het Samuel geroep en gesê, Samuel my seun. En hy antwoord, hier is ek. Toe vra hy, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie. Maar mag God so aan jou doen en so daarin toedoen, as jy iets van al die woorde wat hy met jou gespreek het vir my verberg. En Samuel het hom al die woorde meegedeel en niks vir hom verberg nie. En hy het gesê, hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. En Samuel het groot geword en die Here was met hom. En hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. Die oorspronklike sê eintlik dat hy nie een van die woorde laat val het nie. Dit wat God aan hom gesê het. So geliefdes, hierdie is 'n baie bekende gedeelte in die Bybel, stem jy saam? Ja. En is 'n baie ernstige gedeelte. So wat was fout hier gewees? As julle vir my kan sê, wat was fout? Okay, die fout spel mense, jy spel die fout E-L-I, né? Ja. Die fout is Eli, is dit nie waar nie? Ja. Wat was sy rol? Hy was die hoëpriester. Reg? Hy het 2 seuns gehad. Hofni en Finas. En Samuel is Hanna se kind. Hanna het nie 'n kind gehad nie. Julle ken daai storie. Van Elkana en Penina en daai hele storie. En toe gee die Here vir haar 'n kind. Maar die ooreenkoms was, as die Here vir haar 'n kind gee, sal sy hom aan die Here toewy. Nou, julle het dalk gewonder, waar kom my naam vandaan? Julle het mos gehoor, waar kom my van vandaan, né? Onthou julle? Wie het gewonder, waar kom my naam vandaan? Ja, sy, nou gaan ek julle sê. Okay. So ek gaan vir julle sê, nee, dat hierdie naam en van is maar swaar om te dra tussen die boere mense, jy weet. As hulle my naam op die bord geskryf het, as ek nou selde stout was, dan sit K-I-E-M partykeer, weet. Dan sit nou Kim. En party mense noem my Kim, en dan sit, ag, weet jy, ek gaan nie eers vir julle alles vertel. En my ma, alhoewel sy Anglikaanse agtergrond het, sy was in 'n meisieskool, en Catherine, wat hierso sit, waar is Catherine? Daar is. Haar ma was ook daar in daai skool, né? So dit is die St. Peter's Diocesan School for Girls in Bulawayo, Rhodesia. So dis waar my ma vandaan kom. So my ouma is in Bulawayo gebore, my ma ook. En so as julle mooi kyk, sal julle sien ons bietjie ripverig hier op my. Hulle praat van die Ridgebacks, né? So en my ma was baie toegewyd. Sy het baie keer het my oupa gekry dan terwyl sy gebid het, het sy daar in die slaap geraak, weet, sy het so lank gebid. En hulle het vir my ma gesê, want die onderwyseresse daar was nonne. Jy weet, dis ek kan nie eers al die terminologie onthou nie, maar daar was nonne wat nou vir hulle klas gegee het. En hulle wou gehad het my ma moet 'n non word. Toegewyde mens. En toe sê sy, no, I don't want to be a nun, I want to have babies.
En ja, lang storie kort, toe my ma vir my verwag, sy is toe daar by Dr. Jakob se spreekkamer in Groot Mariko. En in daai spreekkamer, sy was nou baie naby om geboorte te skenk, en sy tel toe 'n boek op. Nou ons weet nie wat se boek dit was nie, dit weet ons nou nie. Maar in die boek was daar 'n storie van 'n jong man, sy naam was Kim. Ja, nie Eli daarom. Sy naam was Kim. En hy het sy hart vir die Here gegee, en hy het toe ander mense na die Here toe gelei. En net daar, die oggend van die 29ste April 1975, toe kies sy die naam uit daai boek uit. Sy gaan uit, jy weet, die spreekkamer uit daar na my pa toe, en sy sê, as dit 'n seun is, kan ons hom Kim noem. En my pa wil nie met sy swanger vrou stry nie, en hy sê dis reg. En toe is dit 'n seun, en toe is my naam Kim. Maar julle weet dat baie vrouens het ook die naam, né? Meeste van die tyd. So dit is ook 'n ding om mee deur te sukkel, want ek moet baie keer as ek iets tik, moet ek vir mense wat verstaan, ek is manlik, ek is nie vroulik nie. Ja, so in elk geval. Maar dis waar die naam vandaan kom. En Eli het, wat was sy fout? So die fout wat hy gemaak het, hy het niks gedoen. So is niks doen 'n fout. Ja. Niks doen is 'n fout, né? So ek wil eens met vandag daaroor saamstem. So wat het jy verkeerd gedoen? Niks. Maar dan beteken jy is onskuldig, né? Maar as jy niks gedoen het, kan jy ook skuldig wees. Stem julle saam? So niks doen kan ook skuld wees. So Hanna laat haar kind gaan. Jy moet nou mooi hoor wat ek sê. Sy vat hom daar na 'n plek toe waar die mense weet dis korrup daarso. Maar sy het hom daar gaan los. Elke jaar vir hom 'n nuwe kleedjie gemaak, né? En die Here het haar toe geseën met nog kinders. En hierdie hoofpriester wat daar sit, en hy wil van jongs af het hy gesien wat doen sy seuns, en hy doen niks. Hy sien eintlik niks. En nou dat hy oud is en sy oë begin dof raak, nou sien hy nog minder, né? En wat was die sonde van sy seuns? Daar's 'n hele paar, maar onder andere seksuele sonde. En dit is 'n ernstige ding, vriende. Ek gaan vir julle sê, dit verwoes God se kerk. Ek wens ek het tyd gehad om vir julle te preek oor die 7de dag en die 7de gebod. Albei kom uit Eden uit. Die huwelik en die Sabbat. En aan die einde van tyd word daai twee verskriklik aangeval. En ek kan dit vir julle sê, dit gebeur aan mekaar. Aan mekaar. So, hier is Samuel. Ons weet nie hoe oud hy is nie, maar hy is nog jonk. En die Here kom na hom toe, hoeveel keer? 3 keer en dan 'n 4de keer. En as jy kyk na vers 10, toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel. So ons kan aanneem dat die Here hom alreeds in die begin gesê het, Samuel, 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 Samuel. En elke keer hardop hy na Eli toe, en Eli sê uiteindelik, weet jy wat, dis die Here wat jou roep. En hoe moes daai hoofpriester nou voel, dat hy verbygegaan word, en nou gaan daar met 'n kind gepraat word. En dit gebeur, weet julle, die Here is lankmoedig met ons, maar as ons weier om na hom te luister, gaan die Here ons naderhand verbygaan, en hy gaan iemand anders vra om dit te doen. En as jy kyk na Samuel se lewe, hy was 'n profeet, 'n priester en 'n rigter. Hy het 3 hoede gedra. Nou vandag wil ek 'n paar goed uitlig. Ek wil eerstens
die volgende sê. En jy weet, dit laat my eintlik sidder. Maar hierdie hoofstuk in Patriarge en Profete, Eli en sy seuns, gaan lees dit. Die van julle wat ouers is, veral grootouers is, lees dit. Want die kultuur om ons vererger elke dag. Jy weet, my skoonpa het gewerk daar in Wallis vir 'n paar jaar. En ons het hom eendag gevra, dit was 'n moeilike vraag, maar ek vra hom, wanneer iets gebeur, as iets gebeur, waar moet ons hom begrawe? Want kyk, hy bly in 'n ander land. Hy sê, please don't bury me in this God-forsaken country. Dit was sy antwoord. Hierdie godsverlate land, moet my nie hier begrawe nie. En weet jy, die Here het dit uitgewerk, hulle was op vakansie, die ongeluk het hier gebeur, ons begrawe hom daar op sy vergat, daar buitekant Wolmaranstad, dit was sy wens. So, in die hartseer was daar tog 'n mooi, dit was sy wens. En daarso het die kinders geen respek vir 'n volwasse nie. Geen. En ek sien dit begin tussen ons kinders ook nou gebeur. Ja? En weet julle wat, as jou kind disrespectful met jou praat, wie se skuld is dit? Dis die ouers se skuld. Moenie toelaat dat hulle die 5de gebod breek nie. Keer. Jy weet, as my kinders te vinnig, te hard, sonder respek met hulle ma praat, ek roep hulle, ek sê, jy mag dit nie doen nie, gaan maak reg met julle ma. Ek laat dit nie toe nie. Amen? Moet dit nie toelaat, want jou kind gaan die hemel mis. Hulle gaan die hemel mis. Ek lees vir julle hierso op bladsy 579, dit sê, nou hierdie is sterk woorde, daar is geen groter vloek. Wil julle hoor wat is, daar's nie 'n groter vloek as hierdie nie. Vir 'n huisgesin, as om kinders hulle eie sin te gee nie. Moenie hulle eie sin vir hulle gee nie. Kies wat die beste is vir die kind. Wanneer ouers elke begeerte van hulle kinders toestaan en hulle dinge toelaat wat hulle weet nie vir hulle goed is nie, verloor die kinders gou alle agting vir hulle ouers en alle agting vir die gesag van God of mens en word hulle deur die Satan gevange geneem. Hierdie is ernstig. Die invloed van 'n sleg bestuurde huisgesin kring wyd uit en is rampspoedig vir die gemeenskap. Dit hoop op en word 'n vloedgolf van boosheid wat huisgesinne, gemeenskappe en regerings beïnvloed. So die Satan weet, as hy die huisgesin kan knak, dan knak hy alles. En ek wil julle nou vra vandag, maak 'n besluit om elke dag jou kinders, jou huisgesin bymekaar te maak en julle lees die Bybel saam. Amen. En julle gaan op julle knieë en julle bid. Elke dag. Amen. Ek dink dis eenvoudig. Jy weet die voortrekkers, alhoewel ek nou 'n Engelsman is. Ek het al 'n bietjie reg gekom, né? Ek het mooi reg gekom. Maar my vrou, ek het 'n vrou gevat van die voortrekker nageslag. Nou, hulle het oor die berge gekom en ons was nou die dag daar in vir my 50ste verjaarsdag. Ek besluit, word 50, ek wil nie naby enigiemand wees, ek wil in die middel van nêrens wees, daar in die middel van die Kalahari, en die Here het dit so beskik, ons was regtig in die middel van nêrens. En ek my wens is om die sterre te sien, so naby, hulle druk jou eintlik so, dis mooi. Jy weet, hulle voel die sterre jou so druk. En daai Kalahari, hy skit vir jou. Ek sê vir jou, ons het daar baie gery, ons het eintlik bietjie verdwaal en ons was amper in die moeilikheid. Maar dit skit so, en Wilna, ons het iemand se Land Rover geleen, en Wilna, jy weet, alles skit en alles val, en sy sê, weet as my voorouers met daai ossewaans oor die berge kom, dan kan ek seker hierdie ding ook oorleef.
Weet julle wat was in daai ossewaans? Daar was 'n waakus. Wat was in die waakus? Bybel. Waar is die Bybel vandag? Ek vra julle. Want ons is besig om vinnig te verloor. Waar is die jong mense by hierdie kamp? Ek praat van die jeug. Hulle is missing, né? Hulle moet eintlik meer as ons wees, amen? Want oor 'n paar jaar dan van ons gaan dalk nie hier wees nie. Jy weet, ons dit skuif vinnig aan. Waar is die volgende generasie? Moenie vir hulle sin gee nie. Maak seker jy kies saam met die Here die beste vir jou kind. En partykeer is nee die regte antwoord. Op 'n mooi manier, jy hoef nie hard te wees. Jy kan net sê, ek is jammer, maar jy weet, ons gaan dit nou nie so doen nie. Die volgende ding wat ek vir julle wil wys, is iets wat ek meer en meer teekom, en ek betwyfel nie die opregtheid nie. Maar ek wil iets vir julle wys. So, in vers 9 sê dit, daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord. Spreek, Here, want u knegg hoor. En wat het Samuel gesê in die volgende vers? Lees vir my daar. Okay, want hy roep Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord? Okay, nou het Samuel iets verkeerd gesê? Hy het nie gesê, spreek Here nie, sien julle dit? Die woord Here is nie daar. Ons praat hier van 'n kind, né? Die oomblik was heel waarskynlik te groot vir hom. Dat hy besef, die God van die hemel praat met hom, en hy het nie presies die woorde gesê, soos wat Eli vir hom gesê het nie. Eli sê, spreek, Here, want die knegg hoor, en hy sê, spreek, want die knegg hoor. En wat doen die Here? Het die Here gesê, nou gaan ek nie met Samuel praat nie? Ja, hy het met hom gepraat. Toe het die Here aan Samuel gesê, en hy vertel hom alles wat gaan gebeur. Nou, die punt wat ek wil maak is, dat daar is sekere kringe en sekere groepe wat sê, as jy nie God se naam presies reg uitspreek nie, dan is dit verkeerd. Is julle met my? Dan gaan die Here jou nie hoor nie. Dis eintlik 'n valse aanbidding. Jy's besig om 'n valse God aan te roep. Nou wil ek graag iets met julle deel. Ek wens ek het 'n bord hierso gehad om dit vir julle te teken, maar ek gaan probeer. So ek gaan so draai en dan gaan ek vir julle die heilige naam van God skryf. Okay? Ons noem dit die tetragrammaton. Kan julle dit sê? Tetragrammaton is die 4-letter woord. Dis 'n jod, dis 'n hy, dis 'n wav en 'n hy. Dit is die Hebreëse letters. Goed? J, H, W, H. Kan julle hom sien? J, H, W, H. So wanneer die woord Here in die Bybel met hoofletters geskryf word. Jy sien, partykeer is dit met gewone letters en dan hoofletters is die tetragrammaton. Dis die heilige naam van God. Goed. Is julle nog met my? J, H, W, H. Nou, die oorspronklike Hebreëus was net met konsonante geskryf. Met wat? Konsonante, né? So julle weet wat 'n konsonant is. So my naam sonder konsonante is wat? KM, reg? Dis kilometer, né? Okay, so dis KM. Nou, ek het julle gesê wat my pa se naam is. Kan julle onthou my oupa? Okay, ek het julle gesê my oupa se naam, maar my pa dieselfde naam as my oupa. So dis Fred, okay? So my oupa was Fred, my pa is Fred, ek is Kim Frederick en Caleb is Caleb Frederick. So ons het die Fred ding nou saam met ons gedra, okay? So my pa se naam sonder vokale is wat? FRD. Stem julle saam? Fred. So is so. So die hele Ou Testament was geskryf met slegs konsonante.
Maar as jy gesien het GP, Gauteng Province, MP, Mpumalanga, dan weet jy, wat is daai, jy weet wat dit beteken, sonder dat jy nou die vokale in het. Verstaan julle dit? Okay. So wat toe gebeur het is, oor die millennia wil ek sê, toe word dit nie meer 'n taal wat gespreek word nie. Dit word nie meer gepraat nie. En toe het daar 'n groep rabbies gekom. Dis omtrent, ek dink is hier in die 4de eeu, ek is onder korreksie, na Christus, 3de, 4de eeu, maar vir 'n paar eeue, hulle naam was die Masorete. Het jy al gehoor van die Masoretic text? Okay, die Masorete was 'n groep rabbies, wat toe die vokale kom insit het. So vir Kim het hulle 'n I ingesit, om te sê, dis Kim, né? Toe hulle nou by die tetragrammaton kom, by JHWH, die heilige naam van God, toe weet hulle nie wat se vokale om in te sit nie, want die naam is nooit uitgespreek. Is julle met my? So, ek gaan dit nou so verduidelik. Hier kom 'n brief, die brief sê, Fred Rou, dis my pa, Fred Rou. As ek sê, hier is 'n brief vir Fred, wat gaan gebeur? Né? My pa is nie Eli nie, hoor. Ek gaan nie my pa Fred noem nie, dit sal die dag wees. Ek sal sê, Dad, here's a letter for you. Hier's 'n brief vir pa, né? Daar staan Fred. Maar ek lees nie Fred nie. Ek lees pa. Stem julle saam? Moenie laat jou kind jou op jou naam noem nie. Verstaan? Dis pa en ma. Dis respek. So wanneer dit kom by die tetragrammaton, hulle het nie gesê, ons weet nie, dis doodstil, hulle sê Adonai. En jy kan nou gaan luister, ek het 'n app op my foon waar 'n rabbi die hele Bybel deurlees in Hebreëus. As hy kom by die heilige naam van God, hulle sê nou nog Adonai. So wat maak die Masorete? Hulle sê, okay, ons gaan die vokale vat van Adonai en ons sit hulle aan die tetragrammaton. En dis waar die woord Jehovah vandaan kom. So wat ek vandag vir julle wil sê, niemand weet wat die oorspronklike uitspraak was van die JHWH. Dit kan Jahwe wees, ons weet nie. Is julle met my? So ons kan dit nie 'n vorm van aanbidding nou maak en sê ek moet nou daai naam presies uitspreek, anders dan gaan die Here my nie hoor nie. Verstaan julle wat ek nou verduidelik? Ja. So onthou dit, bære dit. So met my pa se situasie, FRD, en ek noem hom heeltyd dad. Nou vat ek die vokaal van dad, en ek sit hom daarby, en dan word dit Fred. Verstaan julle? And that's a problem. Sien julle? Want sy naam is eintlik Fred, maar ek het dit nie uitgespreek nie. So my kinders sal ook nie geweet het, as hulle nie iewers gehoor het, sy naam is Fred, hulle hoor net dad, grandpa, verstaan, dis al wat hulle ken, hulle weet nie eintlik. So ek hoop dit sal julle help, in hierdie reis wat ons deurgaan, want die goed kom so van die kante af, en ek wil net hê julle moet weet, dat dis nie verkeerd om te probeer om Hebreëse name van God te leer nie, dis nie verkeerd nie, maar dit moenie 'n vorm raak, om te sê, as ek dit nie so doen nie, dan is dit verkeerd. En onthou die storie van Samuel, jy weet, die oomblik was te groot, hy het gesê, spreek, want die diensknegt luister, en die Here het nog steeds met hom gepraat. Amen. En dan, dit is vir my interessant, dat daar's twee mense wat slaap. Eli slaap en Samuel slaap, het julle gesien? En dit laat my dink aan daai diensmeisies, né? Daar in Matteus 25, kom ons kyk gou daarso. Die 10 maagde. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om met die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas.
So hier kan ons sê, daar is ook twee groepe, né? Daar is die verstandiges, dis Samuel, en die dwaases is Eli, né? En ons gaan ook moet besluit aan watter kant is ons. Wat interessant is, ek sit dit net as 'n voetnota in, ek moes dit seker al vir julle genoem het, maar ek het ook gekry in die Bybel 'n paar plekke waar mense vir mekaar gesê het, hier is ek. En ons kyk hierso in, ons het gister na hom gekyk, Genesis 22, waar Isak vir sy pa gesê het. Toe spreek Isak met sy vader in vers 7, en tot sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. Mag ons beskikbaar wees vir ons kinders ook. So dit is 'n mooi les. As jou kind jou naam roep, sê nee, ek het nie nou tyd nie, verstaan, ek is besig. Hier is ek my seun, verstaan, ek is hier om te praat. Dan kyk ons na Genesis 27, en dis Isak, en hy roep vir Esau, hy sê, my seun, dis vers 1, en hy het hom geantwoord, hier is ek. So Esau sê, hier is ek. Vers 18, hier is hartseer. Toe kom hy by sy vader, dis nou Jakob, en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, wie is jy my seun? Toe lieg hy, toe sê ek is Esau. Weet julle, my pa het gesukkel met sy skouers, en is 'n lang storie, maar daar toe ons nog by Helderberg was, en ons vra toe vir ou leraar Cliffy verwy, of hy vir my pa sal salf, en my ma het ook salwing nodig gehad. En op pad na die salwing toe voel ek beïndruk, daar's iets wat ek met my pa moet regmaak. Iets wat gebeur het, toe ek baie jonger was, en ek het vir my leen vertel. En julle weet, want ek het julle mos gister gesê, mens kyk nou, okay, waar gaan ek hom nou sê, jy weet, en ek moet dit nou sê, en ek wil dit regmaak, en ek sien daar so 'n boom, en ek sê, okay, ek gaan hom vra om te stop, want hy bestuur nou, en ek sê, ons moet daar by daai boom stop. En toe voor ek nog kan praat oor die boom, toe sien ek, hy trek die bakkie af. En ons kyk so vir mekaar, hy sê, hy wil vir my iets sê, ek sê, ja, ek wil vir pa ook iets sê. En daar's iets wat hy met my wou regmaak. En ek wil met hom regmaak. Dis mooi, né? Ja. Ons moet nie te trots wees om met mekaar reg te maak nie. Ja. En oor hierdie leen het Jakob maar 'n bitter lewe gehad. Dit is maar swaar. So maak seker jou kinders vertel nooit leuns nie. Ek het vir my kinders geleer, as jy 'n leuen vertel, gaan jy 'n straf kry. Maar as jy die waarheid vertel, dan gaan ek spring en gaan in die ceiling raak. So ek het besluit, as hulle iets verkeerd gedoen, ding het gebreek, en hulle sê, papa, dis ek, dan spring ek en ek raak aan die ceiling. So ek weet nie of ek nog so hoog kan spring nie, maar ek het daai tyd, toe kon ek daarom gaan, dan raak ek aan die ceiling. En ek onthou toe Caleb klein was, en hy het baie droog gemaak, die mannetjie. En dan kom ek daar, en ek kan sien, dis hy wat het gedoen het, en die kaneel lê die hele wêreld vol, en ek sê, wie het hierdie nou gedoen, en ek kan sien, die man wil nou net ander stories vertel, en Rachel en Hannah, don't you want to see daddy touching the ceiling? Don't you want to see? Dan sien ek, hy wik en weeg nou, en dan sê, kyk, as jy nou 'n leuen gaan vertel, gaan jy pak kry, as jy die waarheid vertel, gaan jou pa spring, okay, en daar spring ek, né? Jy moet jou kind leer om die waarheid te praat, altyd, ongeag. En dan is 'n mens 'n goeie lid van die gemeenskap, is dit nie waar nie? En dan wil ek afsluit met, ek gaan twee dinge nou doen. So ek wil hê ons moet gaan na Josua
Rigters hoofstuk 5. Rigters hoofstuk 5, vers 23. So dit is Rigters 5, vers 23. Dit sê hierso, onthou die storie van Sisera en Debora, onthou julle daai verhaal. Vers 23 sê, vloek Meros, sê wie? Die engel van die Here. Ja, vervloek sy inwoners, omdat hulle die Here nie tot hulp gekom het nie. Die Here tot hulp onder die helde. So wat is die vloek van Meros? Is wanneer jy nie betrokke raak nie. Sien julle dit? Is daar iemand wat die vloek van Meros wil hê vandag? Ek glo nie daar's iemand nie, né? En Meros se probleem is toe die oorlog gebeur het en die oorwinning word behaal, hulle het gesê nee, hulle is nie deel van dit nie. So om niks te doen is 'n sonde. Is julle met my? Dis ernstig. Dis deel van ons geloof om met ander mense die ewige evangelie te deel. Jy kan nie sê jy's 'n 7de dag Adventis en jy sit net daar. Ek het vir 'n Katoliek Bybelstudies gegee. Sy was van Bolivia. Sy het na die English Language School toe gekom op Helderberg. Haar naam was Galia Veruet. Sy het daar aangekom met die Maagd Maria, so prentjie, in haar kamer daar by Helderberg. En haar ma het gesê, you must be true to the Virgin. Nee? En daar op daai kampus, toe gee ons vir haar Bybelstudies. Sy het ingestap met die Bybelstudie toe ons is daar, ons gaan die merk van die dier doen, en dink ek, joh, dis 'n kwaai een. Maar ek het op 'n laptop gedoen, Panorama of Prophecy, en vir een of ander rede, die Here dit seker so beskik, dat die vorige een, jy moet altyd save en exit, en ek het gedink ek het, maar ek moes toe die eienskappe van die dier doen, en daar sit sy, en ek sien haar kop, stem net saam, al die klere van die postdom, alles, sy stem saam. En toe doen ons die merkteken van die dier. En jy weet wat sê daai dame vir my? Sy sê, Seventh-day Adventists that are not proclaiming the three angels' message should be disfellowshipped. So sê die Katoliek. Sy is gedoop, sy is met 'n Adventis getroud. Amen. Sy het gesê, as Adventiste nie hierdie boodskap onthou, hulle is vas aan daai kettinge, hulle moet die waarheid kry. Sy het eendag vir ons in 2010, toe skryf sy vir ons 'n ding op Facebook, sy sê, I don't know if I've ever thanked you for giving me the greatest gift, thank you for giving me God. Haar afgestorwe oupa het vir haar kom besoek in haar kamer, van kleins af, en selfs daar by Helderberg. Sy het die storie van die Sabbat en die Sondag en alles reg aanvaar, maar toe ons kom by die toestand van die dode, toe sien ek haar oë word so groot. Want sy kan nie verstaan. Van kleins af toe haar oupa dood is, dan kom hy in haar kamer toe, in die nag. Kom sit hy daar op haar bed, en dis haar oupa, vir haar. En weet julle, hulle het 'n ding, hulle noem dit All Saints Day. 1 keer 'n jaar maak hulle kos vir al die dooies. En jy weet, nee, die volgende oggend, dan is daar 'n gemors in daai kombuis. En dit is nie mense nie, dis demone wat daar inkom. Verstaan jy, hulle is vas in dit. En ek en leraar, toe ek nou hoor van die storie, en ek so, hier is 'n moeilikheid, want selfs by Helderberg, daar in die girls dorm, dan kom daai ding na haar toe in die kamer. En ons sê van, dis nie jou oupa nie, dit is nou 'n gevalle engel van Satan, dis 'n demoon. Jo, en dit was vir haar erg om dit te besef. En ek het toe met leraar Papo gepraat, en ek sê vir hom, kan ons nie vir haar gaan bid nie, hy sê is reg, en ons het toe daai Vrydag gevas en gebid, en toe ons die Sabbat open, ek en Wilna en Rachel, Hanna was toe nog nie gebore nie, en toe ons opstaan van ons knieë, en ek gaan na die badkamer toe, daar is so 'n ronde lig, jy weet badkamerlig, hy het geval,
en voor my ontplof. Fyn glas, jy weet. So hy het nie geval en gebreek nie. Hy het geval en ontplof. Dit was my vreemd. En daai nag, daai Vrydag aand het leraar Papo iewers gepreek in die Skiereiland en hy kom toe terug en ons kry mekaar toe 'n sekere tyd by die girls dorm en ek klim in sy kar en ek sê, Pastor, I just want to share something with you. En ek vertel hom wat gebeur het. Hy sê, Dinsdagoggend, toe hy en sy vrou oggendgodsdiens gehad het en gebid het, toe hoor hulle ontploffing in die badkamer. Gaan kyk en die lig het ontplof. So dis vreemd, die twee mense wat nou gaan bid in daai plek. Daar ontplof 'n lig by hom, daar ontplof 'n lig by ons. En ek sien dit so, die Satan is kwaad, hy's agter die tralies en hy spoeg deur. Hy kan jou nie slaan nie, maar hy spoeg jou, verstaan? Hy probeer jou intimideer. En ons het daar gebid en toe gaan ons in die girls dorm en ons het reëlings getref, ons gaan na haar kamer toe en daar sit sy. En Pastor Papo sê, ek sal dit nooit vergeet, hy sê, Galia, we are not bringing God here. God has brought us here. Dis mooi, né? God has brought us here. Om sy kind te bevry. En so daar gebid, daar het niks vreemd gebeur nie. En die volgende oggend, die Sabbadoggend, sy word toe gedoop. En 'n paar dae later, sê maar 'n week of 2 later, toe sien ek haar op die kampus en ek praat met haar. Ek sê, how's it going now? Met daai. Sy sê, die aand na haar doop, toe daai ding nie by haar kom sit op die bed nie, toe wurg hy haar. En sy het die naam van Jesus aangeroep, en dit gaan toe weg, en is toe vir ewig weg. So dit was nie die oupa nie, stem julle saam? En 2010, so hierdie storie het seker gebeur in 2004, skat ek, 2010 skryf sy op Facebook, sy sê, don't know if I've ever thanked you for the greatest gift you ever gave me. Thank you for giving me God. Daar's baie ander mense, soos Galia, wat smag na die waarheid. En as ons nie betrokke raak, gaan lees Rigters 5:23. The curse of Meroz, want hulle wou nie deel wees. Dis ernstig. En nou gaan ek praat oor, ek dink, die moeilikste ding. So, wanneer ons sê, Here, hy roep my, en ek sê, hier is ek. En hy sê, gaan. Of, hier is ek, Here, stuur my, né? Wat moet ons gaan doen? Ja, daar is die evangelisasie wat ons moet doen, ons almal stem saam. Maar ek wat uit 'n agtergrond uitkom, van beesboerdery, veeartseny, dieregesondheid, die kudde moet ook gesond bly. Amen. Dit help nie dat jy gaan rond en jy koop beeste in, maar die kudde moet gesond wees. En ek kom agter dat baie keer, as ons hulle gedoop het, dan is dit nou reg. We dip them and we drop them. Né? Moenie dit doen nie. Want hy wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nie hy wat volhard tot by die doopbad toe, tot die einde toe. En iets wat ek agterkom, ek dink dit was nog altyd moeilik, maar veral in hierdie laaste tyd. Ons lewe in 'n kultuur, in 'n gemeenskap, waar jy nie vir iemand iets kan sê nie, dan judge jy hulle, verstaan? So, dis baie relatief. Wat vir jou alright is, as dit vir jou alright is, dan is dit vir jou alright. En wat vir my alright is vir my alright. Solank ons maar net mekaar respekteer. Is julle met my? En ek besef dit beïnvloed God se kerk, en niemand waag
om iets aan te spreek nie. En as jy kyk wat Samuel se werk was om daai boodskap getrou vir Eli te gee, wat God hom gegee het. Is julle met my? So ek wil vir julle 2 stories vertel. Is daar nog tyd? Okay, die tannie sê definitief, so ek gaan die tannie se woord vat. Kyk, vertel julle 2 stories. Dit gebeur aan die einde 2004. Ek is aan die einde van my 3de jaar by Helderberg, daar's nog 1 jaar oor. En daar's 'n troue wat gaan plaasvind daar in die Kaap. En 'n vriend van my kom van oorsee af. Hy's 'n Suid-Afrikaner, hy kom van oorsee af en hy gaan nou daai troue bywoon. Maar dit was vir my vreemd, want ek het nie gedink hy ken eintlik die mense. So ek ken hulle eintlik, maar ek wonder nou wat maak hy hier? Hoekom is hy nou by die troue? Anyway, maar ek is nie genooi eers na die troue toe nie. Hy gaan na die troue toe. Ek gaan anyway, so. En hy was getroud teen Suid-Afrika, toe gaan hy oorsee daar, hy en sy vrou geskei, hy is toe nou enkel lopend en hy kom na die troue toe. En ons is toe daar tussen van die familie. En ek sien, so die dame wat gaan trou, het 'n suster, en die suster is getroud. En ek sien nou die vriend van my, groet nou die getroude vrou, maar dit was vir my nogal, jy weet, jy het dit opgemerk, hoe groet hulle mekaar. Is julle met my? Dis nie, ons noem dit 'n A-frame hug. Weet jy wat 'n A-frame hug? So kom gou hierso. So wanneer 'n mens nou iemand van die teenoorgestelde geslag veral groet, ag jy gee maar so, jy weet, so 'n tikkie, en dis net ons wys broederlike liefde, né, in die kerk. Maar wanneer dit nou hierdie, jy weet, ding raak, dan wonder ons, joh. En ek het dit opgemerk en wel, toe dink ek het nie geweet hulle ken mekaar eintlik nie, maar nou ja. En toe daai aand, dis die tyd toe selfone nou begin slim raak het, en jy weet, wat kan hierdie selfoon doen, wat kan daai selfoon doen, en ek en hy ken mekaar al jare, en hy het 'n foon, en weet, ja, kyk 'n bietjie, en ek kyk na die foon, en per ongeluk of deur goddelike besturing sien ek iets op daai foon. Wat ek sien, joh, hier is iets nie reg nie. En dis 'n boodskap van daai getroude vrou af, wat vir hom sê, hoe lekker dit vir haar gevoel het, toe hy haar nou groet. So wat ek gesien het, was toe nou, daar was 'n probleem. En, ja, toe sit ek nou met 'n las, né? En ek weet nie wat om daarmee te doen nie, en ek het daaroor gebid, en ek voel so onrustig. Het jy al so gevoel? Wat 'n mens iets moet aanspreek, en dis nie maklik nie. Want jy wil nie iemand nou offend nie, né? En ek dink dit was Eli se probleem. Hy wil nie sy seuns ontstel nie. En op die ou en dan gaan dinge skeef. En wat toe gebeur is, later daai aand het die Here vir my 'n plan gegee. En ek vergeet nou eintlik presies wat die plan was, maar dit was soos Nathan wat 'n storie vertel het vir Jakob. Onthou julle, hy die storie vertel vir die man met die bok, jy weet, en toe gaan hy en ek vertel toe 'n storieetjie, en kan nie mooi onthou wat ek presies toe gesê het nie, maar hy kyk toe vir my en sê, ja, ek kon sien dat jy dit gesien het op die foon. So hy het klaar geweet ek het dit gesien. Met my gesigsuitdrukking, hy het gesien. Toe sê ek, kom ons maak dit nou reg. Nou. En hy het daar 'n boodskap getik en vir gesê, dit wat ons doen is nie reg nie, jy's 'n getroude vrou, en ons het daar op ons knieë gegaan, en stuur daai SMS. En sy het toe geantwoord, sy sê, jy's reg. En die volgende dag, toe is hy nou daar by die troue, en, ja, wag 'n bietjie, ek het nou 'n bietjie die pot gemis. Ek was by die troue, ek onthou dit, ek was daar, en Wilna was daar, sorry, dit is 'n bietjie lank terug, maar ek was daar, en ek het gesien, toe die beloftes gedoen word, tussen die man en die vrou,
toe sien ek hierdie getroude vrou se kop hang. Jy weet. En dit was 2004. 2 weke later, toe kuier ons by familie. Nou, ek moet hierdie goed versigtig vir julle vertel, maar ek wil dit tog vir julle vertel. In 'n ander deel van die land. En ons sit daar en kuier, selfone begin slim raak. En die aangetroude familielid, ek kyk na die foon, met toestemming, ja, kyk bietjie. En ek wou nie iets daar kry nie, maar daar sien ek dit. Ek kan nie glo nie, 2 weke uit mekaar uit, 2 goed wat ek nou baie swaar aandra. En ons gaan toe, na troue toe aan 'n ander deel van die land, en ons ry terug, en ek loop heeltyd met daai swaar ding, wanneer moet ek dit sê, hoe gaan ek dit sê, ek het vir Wilna niks gesê daarvan nie, net ek alleen en die Here praat oor dit. En toe die een aand, toe staan ek en die man in die motorhuis, sy motorhuis, en ek sê vir hom, jy weet, ek het dit gesien, en ek wil jou net vra, asseblief beëindig dit nou. Maar ek kry die teenoorgestelde reaksie. En hy sê, gaan ek sy vrou sê? Toe sê ek, beëindig dit nou, maak dit nou klaar. Jy weet, hy het sy rug op my gedraai, hy het daar in die huis ingestorm, en hy het toe die grootste bohaai gemaak wat jy kan dink. En familie oor see word gebel, en die leraar en ouderling word ingebring. Dit is groot storie. En ek het met niemand gepraat nie, net met hom. Nou as hy onskuldig was, kon hy ons het gesê, ag, weet jy, ek kan dit vir jou verduidelik, verstaan, en ons kan nou bel, en ons kan dit uitsort, maar die reaksie het vir jou baie dinge gesê. En hy het toe daar in daai sitkamer gesê, hy sal sorg, dat ek nooit 'n beroep kry nie. Hy sal sorg. Dit was erg. Ek wil sê, dit was baie erg. En vir jare, ons het met niemand daaroor gepraat nie. Ek was baie sleg behandel deur daai mense. En weet julle, eendag, toe het my skoonouers gesê, dat, ja, hulle kon besef, die reaksie. Hy het baie gesê, die reaksie. En, dis interessant hoe die lewe loop, en iets wat ek wil julle moet besef met Samuel, hy moes geduldig gewees het, stem julle saam? Weet, hy het gewag en gewag en gewag en gewag. En ek dink die Here wou my ook iets wys, dat alles gebeur nie net so nie. So, meer as 'n dekade gaan verby. En ek word geplaas op 'n plek in Suid-Afrika, waar die mense nou is. Kan julle nou glo? Jy weet? En, ek het niks gaan soek nie, doen net my werk, en ons doen 'n benoemingsproses, en die persoon se naam word gekies, om op die komitee te dien, en iemand kontak my en sê, leraar, ek moet met jou praat, en ek gaan sien die persoon, hy sê, hy het 'n swaar las, maar sy dogter het daai persoon en 'n ander vrou by 'n plek gesien. Toe gaan ek na daai selfde sitkamer, waar ek die selfoon ding gesien het, waar ek gebraai is en gedreig is, bestaan, ek gaan nooit 'n beroep kry nie. En ek sit in daai selfde sitkamer en ek sê, dit is wat nou aan my vertel is. Die enigste manier vir ons om getroue diensknegte van God te wees, is wanneer die eie ek binne jou sterf. Jy moet dit verstaan, want dit is die eie ek in ons wat bang is, dat iets nou gaan gebeur. Maar as jy sê, Kim bestaan nie meer nie, ek is maar net 'n spreekbuis, waardeur die Here kan werk, dan is dit alright. En ek sê, dis wat aan my vertel is, die persoon het alles ontken. Alles ontken. Ek sê, goed, kom ons bid, en ek gaan huis toe.
So ek het die nuus op 'n Vrydagmiddag gekry. Die Vrydag aand dadelik het ek daai man gaan sien. En die Sabbathooggend voor ek op die kansel gaan klim, toe kom hy na my toe. En hy sê, ek het nou gedink in die nag en dis alles waar. Dis alles waar. Ons het dit baie sensitief probeer hanteer en maar dit was vreemd. Net nadat ons het dit baie saggies gedoen. Net daarna toe haat hy my. En wanneer ek voor staan en iets in die kerk, hy skreeu sommer op jou van agteraf. Dis moeilik. Jy weet, dis nie maklik nie. En jy weet hier aan die begin 2021 kry ons 'n oproep by 'n ander familielid. Hulle het nou die man saam met 'n ander vrou gesien. En hulle het hulle eintlik gekonfronteer. So die beste ding is, jy moenie sê jy het hulle daarvan ver af gesien, jy moet met hulle kom praat. Maak seker jy praat met hulle. Jy weet, dan kan hulle nie te stry nie. En die Here het dit so onthul. So, na 30 jaar se huwelik, want sy vrou het toe met hom gaan praat, en sê, dis wat nou vir haar gesê is, en hy sê, en wat daarvan? En wat daarvan? Na 30 jaar. En nou is die egskeiding deur. En ek het het gevoel, ek moet dit vir julle sê, dat baie keer kry jy iemand soos Dawid. Hoekom was Dawid 'n man so na in God se hart? Because he was quick to repent. Amen. Hy het groot foute gemaak, maar hy het gesê, dis waar, ek is skuldig. Dan het jy Saul, wat sy hart verhard en nader en nader by die heks van Endor, en dit hou nie op nie, verstaan julle? So, ek wil julle eintlik voorberei, dat ons het 'n plig om te doen, en die Here sê, praat asseblief met hierdie persoon, maar baie keer sal die reaksies anders wees. Ons hoop dat dit almal sal soos Dawid wees, né? Maar dit is nie altyd so nie. Maar ek moet weet dat ek het my plig gedoen. En wanneer ons met iemand praat, jy gaan nie kom en sê, nou het ek jou nie, en jy klap die sweep en jy trek die skoot, né? Die Gees en Profesie sê dat as ek nie bereid is om my lewe af te lê vir hierdie persoon, dan moet ek nie gaan nie. Maar ek moet gaan. So ek moet eers seker maak, ek is bereid om my lewe af te lê, dan gaan ek. Is julle reg? So dis die verandering wat moet gebeur. Dis soos nagmaal. Party mense sê nie, hulle gaan nie nagmaal toe nie, want hulle hart is nie reg nie. Maak jou hart reg. Want jy moet nagmaal toe gaan. Daar's nie 'n keuse nie. Hy wie my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek wil, wie soek daai belofte? Ek soek dit, amen. So moenie wegbly by die nagmaal nie. Moet dit nie gebruik met jou hart wat verkeerd is nie, maar moenie wegbly nie. So maak jou hart reg en gaan nagmaal toe. Amen. Dit is hoe dit werk. En hierdie persoon, jy het nou gesien, hier is 'n sonde, 'n ding wat aangespreek moet word. Dis 'n skok, maar ek moet dit doen. Ek moet dit doen in liefde, in nederigheid. Here, maak my liefdevol, maak my nederig, en dan doen ek dit. Dit is wat die Here van ons vra. En Samuel het gesorg dat niks wat die Here vir hom gesê het om te doen, op die grond val nie. Wie wil daai getuienis hê? Ek wil dit graag hê. Om seker te maak, as die Here van my iets vra. Nou gaan ek julle iets anders vertel. Hierdie storie is 'n lang stories. Nou daai man met wie ek eers gepraat het, né? In 2012, so dit was 2004. 2012 was hy 'n getroude man. En hy was getroud met 'n Katoliek. Hierso. En ek mag die storie vertel, ek mag eintlik hulle name noem.
maar ek het nou name uitgelos vandag, so ek los maar die name uit. Maar ek mag hulle name noem. Hulle het gesê, Kim, jy kan dit vir die mense vertel, as dit hulle sal help. So die man, trou met 'n Katoliek, en 'n lang storie kort, die Here gebruik ons om haar te help om 'n Adventist te word. Sy kry non-Hodgkin's lymphoma. Die Here help ons om haar by 'n plek te kry waar sy hulp kan kry. Sy kom al die pad van Engeland af, gaan Beefree toe, en daar het die Here haar gered van klierkanker. Die probleem was in haar tande gewees. Sy het 'n klomp root canals gehad, en hulle het dit toe verwyder, detoxe gedoen, en die Here bevry haar van daai kanker, en haar kind was nog baie, baie klein, en nou is die mannetjie al groot. En die derde ding is, hulle huwelik is op die rotse, so hy is geskei met sy eerste vrou, hy gaan skei met sy tweede vrou, en hulle sê, Kim, kan jy ons help? Ek sê, ja, julle kan kom, no problem, jy weet, ek sal julle help. Hulle bly in Engeland, ek bly in Oos-London. Hulle sê, nee, kan jy nie hier na ons toe kom, jy weet. Nou, ek neem aan 3 kaartjies, moet hulle betaal, 1 kaartjie vir my, so dis goedkoper ons vir hulle om 1 te betaal. Maar hulle betaal niks. Hulle verwag ek moet kom op my eie stoom. En nou wonder ek, iets is nie lekker nie. So, wil die man regtig hulp hê? Is julle met my? En die Here maak 'n weg oop, sy broer help my, en ek gaan en my skoonouers help toe vir Wilna en die kinders, so hulle kon toe gaan, so hulle gaan Wallis toe, ek is daar in Engeland met die mense. En om hierdie storie nou net, ek hoop ek kan hom net so prent vir julle wys. Die man was gemolesteer op die ouderdom van 9 deur 'n ouerskoolseun. En hy het toe 'n seksverslawing ontwikkel vir pornografie, masturbasie en seks met baie mense. Ek praat van baie. Geen wonder die eerste huwelik het nie gewerk nie. Die tweede huwelik is nou besig om te gaan. Vir 31 jaar was hy 'n slaaf. Ek wil sê, vriende, die probleem is in God se kerk. Sorry to tell you, dis hier. Maar ek het al gesien hoe die Here mense bevry. Mense in hoë poste, ek gaan vir julle sê spesialiste, mense wat internasionaal bekend is. Vir een of ander rede, die Here stuur hulle sê, ons het gebid, en Kim, die Here het gesê, ek moet met jou hieroor praat. Niemand weet, net jy weet. En jy weet, ons loop 'n pad saam, en die Here bevry hulle van daai verskriklike ding. En die vriend van my, om 'n lang storie kort te knip, ek is besig om te bid in die nag, ek is in hulle huis in Engeland, hy is besig om baie dinge te ontken, en hierdie kant te gaan, en daai kant te gaan, en daai nag, gee die Here vir my 'n droom. Nou dit gebeur nie met my nie, maar die Here gee my 'n droom, en hy wys my presies wat aangaan. Dis ongelooflik, né? En die volgende dag, toe praat ek eers met die vrou, want hy is toe werk toe, en ek gaan ontmoet toe met haar op 'n plek, dis publiek maar privaat, soos by hotels is dit kamer, jy weet, jy kan daar sit in die oop, maar jy weet, niemand kan hoor wat jy sê nie, maar jy is ook nie agter geslote deure. So ek praat met haar, ek sê, weet jy wat as jou man met iemand anders geslaap het? Nee, ek sien sy weet nog nie wat om te sê nie. Nee, sy sal by hom bly. Ek sê, wat as dit 50 mense is? Ek sien sy sukkel om te sluk, maar sy sê, nee, sy sal by hom bly. En hy kom toe van die werk af, en ek praat met hom, ek sê, weet jy, alles dui op sexual unfaithfulness hierso. Want ek het ver gevlieg om dit nou te gaan uitsorteer. Ek kan nie net daar wegloop en sê, alles van die beste nie. En hy kyk vir my so, en daai man is 'n baie, baie slim leienaar. En hy weet nie waarvan ek praat nie. En ek het lank in sy oë gekyk, baie lank. En hy kyk terug vir my. Ek staan op, ek gaan buitekant toe, ek kyk na daai bewolkte lug van Engeland, en ek vra die Here, wat moet ek nou maak? En die Here sê vir my, lie detector test.
Nee, ek ken nie daai goed nie, polygraaf, jy weet, ek ken dit nie. Ek gaan terug na hom toe, ek sê, ons gaan 'n polygraaf doen. Nee, is reg. Dog ek, ja, jy weet. Maar ek het nie geweet, hy kyk 'n program op die TV, waar hulle juis sulke goed uitgewerk het, waar 'n man en 'n vrou daar, en doen hulle polygraafs, en dit is 'n hele program wat oor dit gaan. En hy bel tot in, en hy gee kommentaar, hy is so geconnect aan polygraafs, weet ek nie eens geweet, wat is dit nie. En om 'n ander lang storie kort te knip, toe die Here, ja, ek het die storie nou net verkeerd om vertel, ek het eers daai deel gedoen, toe het ek die droom gehad, ja, en toe, die volgende oggend, toe kom daar 'n konfrontasie, en ons het daar 'n klein studeerkamertjie, en daai ding wat gebeur het in 2004, toe kom dit uit, dat hy en daai vrou, het al reeds 'n affair gehad. So dit wat ek op die SMS gedink het, ek verhoed, het eintlik al klaar gebeur. Hulle was al reeds intiem gewees, en alles het gebeur. In Johannesburg het hulle ontmoet. En daai vrou, wat so klein is, begin daai vriend van my slaan. En op Helderberg is ons nie geleer, wat doen jy wanneer die vrou die man begin slaan? En ek moes toe daar tussen inspring, en sy wil die paspoorte vat, en Poland toe gaan, waar sy vandaan kom, en ek vat toe die paspoorte, dit was erg hoor. Ek sê, niemand gaan nou nêrens heen nie. Ek sê vir my vriend, luister, jy moet nou, want hy het toe geconfess van 5 goed, ek sê, jy moet baie mooi gaan dink, en ons gaan 'n polygraaf doen. Hy kom toe terug, met nog 'n paar, ek sê, is jy seker? En hy gaan nog dink. Hy kom met 'n lys van 100. Hy was baie siek, baie siek. En weet julle, ons het hom gesalf, so sy leraar laat kom, ons het hom gesalf. En toe ons opstaan van hy salwing, hy sê, Kim, dis weg. Die ding wat my beheer het vir 31 jaar, dis nou weg. En ek het vir haar gesê, sy hoef nou niks te besluit nie. Laat ons eers met hom werk, laat die Here met hom werk, dan kan sy besluit of sy hom gaan skei of nie. Sy vra my eendag, want hy het gehuil vir 4 dae aan mekaar. En hy sê, Kim, ek dra nie meer daai las nie. Ek steek niks meer weg nie. Alles is uit. En sy sê, Kim, is this a miracle? Ek sê, yes, Monica, this is a miracle. Want sy praat met daai Poolse aksie. En sy was verstom. En jy weet, ek het daai man geherdoop. Ek het hulle huweliksvows weer vir hulle gedoen. Dat het spesiaal gekom Suid-Afrika toe, want ek kan nie dit dadelik herdoop nie, want daar's 'n pad wat hy moet. Hy het aangesluit, julle ken mos die AA, né? Alcoholics Anonymous, daar's 'n ding met die naam van Sex Addicts Anonymous. Hy het by 2 groepe aangesluit. En die eerste ding wat jy sê is, I am a sex addict. Dit is 'n probleem. En julle weet, hy het bevryding gekry, hy het Suid-Afrika toe gekom, het hom gedoop, en ek het hulle huweliksbeloftes hernie, hulle seentjie was daar netjies aangetrek, en hy sien hoe pappa en mamma nou weer hulle beloftes maak. En ek wens ek kon hulle vandag vir julle gewys het. Ja, die Here het daai huwelik gered, maar hy gesin gered. Maar wat as ek besluit het ek bly stil? Wat as ek sê, nee, los hulle maar, ek gaan my rug draai? Jy weet in die mediese professie, 'n dokter is skuldig, né? As jy nie 'n ding aanspreek wat jy moet aanspreek nie. As jy weet hierdie man het 'n gewas hierso en jy bly stil, jy sal gesoe word as 'n dokter. Ja? So ek wil vandag vir julle sê, geliefdes, die Here roep ons naam, daar's gebed betrokke. Ek sê, hier is ek. Ek is beskikbaar. En die Here sê, ek wil hê jy moet dit vir my doen. Ek sal saam met jou wees. Amen.
Ek wens ek kan julle, ek wens die sensitiwiteit, maar ek wens ek kon vir julle foto's wys van huwelike wat gered is, wat die Here kan doen. Wat eintlik verdoem was. Maar die Here maak vry. Die Here maak vry. En moenie wegdraai nie. As jy sien jou kind het 'n probleem, moenie wegdraai. As jy sien jou man of vrou het 'n probleem, moenie wegdraai. As jy sien jou eie pa of ma het 'n probleem, moenie wegdraai. Bid vir hulle. Bid ernstig vir hulle. Vas en bid. En dan vra jy vir die Gees van Christus. En jy gaan sit en jy praat mooi. Moenie afkyk op hulle nie. Sit langs hulle. Praat mooi met hulle. En julle sal wonderwerke sien. Binne in die kerk. Weet, praat mooi. Dis nie maklik om 'n predikant te wees in die Augusta. Want daar is 'n baie groot verantwoordelikheid op ons. Baie groot. En bid vir julle predikant. Bid vir julle predikante. Bid vir mekaar, dat ons getrou sal wees tot die einde. Amen. Ek sluit af met Jesaja hoofstuk 6. Onthou, hier is die troonkamer van die hemel. Vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my. Is dit u gebed? Hier is ek, stuur my. Kom ons staan saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie, Here, dat u die engele verbygaan en na ons toe kom en vir ons vra om ons medemens van u te vertel. Van u liefde, van u genade, van u bevrydende waarheid. En Here, ons weet wanneer ons betrokke is met hierdie reddingswerk, dan kry ons 'n baie groot seën. En ek wil vra, Here, dat u vir my sal help, dat u ons elkeen sal help, om daagliks te sê, hier is ek, stuur my. Here, mag ons planne maak, mag ons strategieë uitwerk, hoe om hierdie ewige evangelie te versprei aan die hele wêreld. En ek bid terselfdertyd, dat ons 'n oog oor u kudde sal hou, oor ons medebroers en susters, dat ons na mekaar sal kyk en seker maak, dat nie een van ons verlore gaan nie. Here, ek wil bid vir die mense wie ek vandag genoem het. Waar daar lewe is daar hoop. En ek wil net vra dat die Heilige Gees indringend met elkeen sal werk. En uiteindelik mag ons almal as geredde siele op die see van glas staan. Here, ons kan nie wag vir u koms nie, maar help ons om dit te verhaas. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.